voor ek vergeet, dan vergeet ek om te rekord. So ek gaan vanaand 'n bietjie oor mispraat. Nou ek weet daar is heelwat mense wat my gekontak het wat of besluit het om een van die ander drama of romans te doen, is heeltemal jou keuse. Onthou net, ek gaan dit net nie in die klas behandel nie. So as jy een van daai is wat nou nie wil hoor van mis nie, dis waaroor vanaand se klas gaan. So julle is natuurlik meer as welkom om te gaan, maar as julle wil bly, julle is meer as welkom dit ook te doen. Okay. Daar was nog iets wat ek wou gesê het. Vir Mis en Manaka, die wat ek natuurlik in die klas gaan behandel, ek gaan nie deur die fisiese drama of die roman fisies lees nie. Daar is net nie genoeg tyd vir my om dit te doen met al die ander werk en goed wat ons ook moet doen nie. So ek gaan na seker opsommings goed kyk, ek gaan na notas goed kyk en ons gaan vrae uitwerk. Maar dis hoekom ek julle al van die mense wat nou laas jaar gejoin het of in die begin van die jaar, dis hoekom ek vir julle al 'n hele paar keer gevra het om dit te lees, of ten minste een keer as jy kan, indien nie lees 'n opsomming. Nou, ek gaan deur 'n opsomming vanaand dit vandag deurlees, hy's 'n bladsy en 'n half, so nie baie lank nie. Dit is een wat vir my die storie nogal redelik goed opsom, maar daar is verskriklik baie van dit daar buite. En al gaan kyk jy na jou ander dramas, sowel as jou romane, jy gaan verskillende opsommings kry van verskillende bronne. So hou dit net in gedagte. Okay, dan gaan ek gou vinnig my skerm met gou deel. Okay, daar gaan ons. Okay. So ek het 'n hele paar goedjies wat ek oop wil maak vanaand en natuurlik gaan ek alles vir julle oplaai na die tyd. So julle hoef nie nou nog te stem nie, alles is daar. Okay. Nou daar is 'n heel wat hoe gaan ek dit sê, temas wat in mis in gaan kom. Voor ek wel by dit uitkom, wil ek net eers vandag die opsomming lees wat julle net 'n idee kry wat min of meer in die storie aangaan. Okay. So ons net gaan vandag maar die opsomming lees. Okay, ek kan hom net, dis die grootste wat ek hom kan maak. So in die uiteensetting maak jy gehoor kennis met die karakters, meisie en haar ma, Miem, as ook die pa wat in die solder woon en slegs met die huismense kommunikeer deur die mandjie of emmer wat hy vanuit die solder laat sak. So al sien jy hom nie, deur die hele drama, deur die hele storie sien jy hom nie fisies een keer nie. Soos ewen met die verhoog produksie, jy hoor hom of jy saam partykeer sien hoe hy die goed natuurlik sak, maar jy sien hom fisies nie. So ons het nie regtig 'n idee hoe hy lyk of enigiets soos dit nie. En dan natuurlik die ander twee karakters is natuurlik die konstabel en Gertie. Okay. So ma en dogter is besig om goeiingsakke te maak wat hulle met misvul en dan verkoop om aan die lewe te bly. So ons weet hoe maak hulle geld. Daar is onderliggende spanning by die karakters want hulle verwag onthuil. Dit is naamlik dieselfde nag waarop twee jong meisies die vorige 2 jaar verdwyn het. So op dieselfde nag wat natuurlik dit nou is, vir die afgelope 2 jaar verdwyn daar 'n meisie. Niemand weet hoekom nie, niemand weet waartoe hulle gaan nie. Hulle was nog nooit gekry nie. Wat natuurlik mense bietjie baie bang maak vir hierdie aand. Juist daarom skrik hulle wanneer hulle motorhoor aankom wat voor die huis stilhou. Daar is ook verwysings na die sirkus wat duidelik botsing tussen ma en dogter veroorsaak. So deur die hele drama dan verwys of word 'n hele paar keer verwys na die sirkus wat tans in die dorp is en baie keer as meisie of Miem hulle buite toe gaan of die deure of venster word oopgemaak, dan hoor jy ook baie keer die sirkus se musiek in die agtergrond of jy lees dit natuurlik, hang of jy na kyk. Okay. So waar was ek gaan kyk? Okay. Vrees vir die onheil het Gertie na Miem en meisie gedryf. Dit is een van Miem se vriende. So die gehoor leer dat 'n verkragter of 'n moordenaar die nag in die dorp verwag word. Twee meisies, Rini Pieterse en Sunny Koen, dit was nou die twee meisies wat die 2 vorige jare verdwyn het. Niemand weet waar hulle is nie. So die vrou bespreek die sirkus wat die dorp besoek en Gertie vertel van die menslike fratse wat sy daar gesien het. So al die freaks en daai tipe goed wat bietjie anders te lyk. So meisie is heeltemal gefassineer deur haar vertelling van wat sy gesien het, maar Miem is heeltemal geskok. Iets wat baie belangrik is en wat nogal baie duidelik na vore kom, is meisie is verskriklik beskermd grootgemaak. Sy gaan nie regtig heen nie. Sy bly daar, Miem sê vir haar presies wat sy moet doen en dis haar lewe. Sy's baie onderdanig. Dit is al wat sy elke dag doen. Sy luister net nou ook om Miem vir haar sê en Miem is verskriklik beskermend. Okay. Dan
Miem sien 'n skielike moontlike verband tussen die besoek in 'n sirkus en die vorige 2 moorde, maar dit kan nie bewys word nie, of nie nou al nie at least. So Gertie stel gerus dat 'n polisieversterking gereël is vir die area. So net wanneer Miem haar onheil verspooksels met Gertie en Meisie deel, klop die blinde konstabel van der Riet aan die deur. Sy koms bring die metodiese moment teweeg. So dis nou waar hy fisies die drama nou lekker begin afskop. So hy is van elders, so hy is nie van daar af nie en deel van 'n ontplooide waakeenheid wat die vroue kom oppas omdat hulle so afgesonder bly. Weereens, dit is 'n baie skerry aand vir baie mense, so baie mense is bang, hulle worry oor hulle dogters en hier kom nou 'n konstabel wat die vroue kom oppas omdat hulle so wegbly van die dorp af. Okay. So die konstabel beïndruk die vroue met sy uitmuntende reeksin en hulle voel gerus oor sy teenwoordigheid. Miem bied vir hom koffie aan en stuur Meisie na buite sodat sy die konstabel oor die verdwynings kan inlig. In die verwikkeling word die uitwerking van die konstabel op elk van die vroue getoon. So deur die drama sal jy sien daar gaan dele wees waar die konstabel met al 3 van die vroue interak en partykeer alleen gelaat raak en hoe die uitwerking en die verhouding tussen hulle ontwikkel. Okay, so Miem en Meisie verlaat die vertrek en Gertie gebruik die geleentheid om die konstabel in te lig oor Miem se omstandighede. Dan praat sy met die konstabel oor hartsake. Miem en Meisie keer dan terug en wanneer Miem hoor dat die konstabel ongetroud is, begin sy skaamteloos vir Meisie opvuil, tot laasgenoemde se verleentheid. Miem en Gertie verlaat die vertrek sodat die konstabel vir Meisie beter kan deurken. So gemotiveer deur die simpatieke van die konstabel ontdooi Meisie en bieg teenoor hom oor hoe sy haar neerdrukkende omstandighede haat. Nou, as jy daaraan dink, Meisie is 'n tiener, sy voel vasgedruk, sy kan nie besluit wat sy self wil doen nie, haar ma sê vir haar wat sy moet doen, sy mag nie uitgaan nie, so sy voel verskriklik vasgedruk. En weerens dit kom baie duidelik voor oor hoe sy op baie goed reageer en die besluite wat sy neem. Okay. So die konstabel lok haar uit om ook van haar verbode besoek aan die sirkus te vertel. Nou iets wat belangrik is dat Miem glo dat die sirkus ewel is. Sy dink dit is verskriklik sleg en natuurlik verbied sy Meisie om na die sirkus toe te gaan. Maar Meisie is 'n tiener en sy wil graag die lewe ervaar en sy het een keer uitgesneek en na die sirkus toe gegaan. En dan vertel sy nou vir konstabel daarvan. So dit is iets wat Miem glad nie weet nie. So Miem en Gertie keer dan terug en sit hulle gesprek oor die verdwyning van die meisies voort. 'n Aanswekkende kreet van bo vestig die aandag op Gabriel. Dit is natuurlik nou haar man wat daar is. So die konstabel vra vir Miem uit oor haar man. Sy dink dat hy Gabriel van die verdwynings verdink en sy belet hom die huis. Hy stel agter sy kant van die saak en sy vra om verskoning. Nou dit is verskriklik belangrik dat hy uitvind dat Gabriel daar is, want hy het natuurlik gedink dit is 3 vroue wat alleen hier is. So die konstabel beantwoord Miem se vraag oor die oorsaak van sy blindheid uitvoerig, so die son het hom tydens 'n sonsverduistering verblind. Daarna vra hy om vir Meisie te sien, waartoe Miem namens Meisie instem. Die vol slopemmer word na 2 dae laat sak en die konstabel help vir Meisie om dit na buite te dra. Miem en Gertie bly alleen agter en hulle praat oor die sirkus. Gertie is bekommerd dat die konstabel so lank wegbly met Meisie. Hulle hou die 2 deur die venster dop en Gertie roep hulle dan terug om terug te kom. Die slopemmer word weer terug opgetrek na Gabriel toe. Meisie maak die swatsel skoon, hulle luister na die polisie wat met hulle honde langs die rivier loop en soek. Die gesprek beweeg na die moordenaar. Meisie word bang en Gertie bied aan om die konstabel geselskap te hou sodat Miem en Meisie kan gaan slaap. Gertie stuur gou die gesprek in persoonlike rigting nadat Miem en Meisie die vertrek verlaat het. Die konstabel se vertelling dat alle vroue na sy blindheid vir hom of soos sy ma of soos sy tant Hannie lyk, prikkel Gertie se nuuskierigheid en sy wil weet na wie sy lyk. Nou hierso verduidelik hy natuurlik hoe hulle lyk en Gertie leef haarself nogal redelik in. In die verhoogproduksie kan jy sien, as hy byvoorbeeld sekere goed noem, dan sal sy, hoe gaan ek dit noem, ek weet nie sy dans rond nie, maar so sy, as sy byvoorbeeld iets van die hare sê, dan sal sy na hare vat, of maak ons sy lang hare het, sulke tipe goed. So die konstabel lewer 'n misleurende vertelling oor sy tant Hannie, waar tydens Gertie en op haar sensuele wyse in die rol van Hannie inleef. Sy verdwyf wanneer Miem terugkeer. Miem vertel aan die konstabel hoe haar man, Gabriel, hom in die solder toegesluit het, nadat hy sy familieplaas in die depressie verloor het. Nou hierdie is belangrik, want dit gee vir ons die tyd wanneer die plaasvind. Maak sy nou nie notas daaroor gaan. So Miem hoop dat hy sy verskynsel sal maak, wanneer Meisie die dag
trou. Gertie verskyn weer en sy en Miem gaan bed toe. En dan in die klimaks van die drama transformeer die konstabel tot 'n siende hofnar wanneer hy laat in die nag en alleen op die verhoog sy baadjie stadig oopknoop. Uittrek, die blinkkant binnekant na buite omkeer en weer aantrek en laat oophang. Meisie verskyn dan weer, baie skaam en onseker in haar aannemingsrok sonder skoene. Die konstabel maak eers die venster en dan die deur oop sodat die sirkusmusiek weer gehoor kan word. Meisie druk aanvanklik haar ore toe om dit nie te hoor nie, maar dan hou sy op met stry, word meegevoer en begin dans. Eers fladderend soos 'n vlinder, pas dit 'n kokon en dan fyn dans passies wat al uitbundiger word. Onder die betowerende van die bevrydingsvier van die hofnar, dans sy by die agterdeur uit en die konstabel in die klere van 'n hofnar volg haar. Okay, so basically op die einde vind jy uit, dit is nie dat daar regtig 'n motorhofverkragter was nie, die kans is baie groot dat die meisies net die sirkus toe en elke keer as hulle in die dorp is. Okay, hierdie is, soos ek sê, daar is verskriklik baie verskillende opsies wat jy van verskillende mense af kan kry. Hierdie het dit nogal vir my redelik goed mekaar gesit, so dit is gewoonlik die een wat ek gebruik. En hy sal natuurlik vir julle opgelaai word. Okay. Dan ek gaan vir julle 2 dokumente oplaai. Hierdie het ek vanaf vanmiddag bygesit. Dit is baie meer kort en kragtig as die ander een, maar hy is baie langer. Hy gaan amper deur al die belangrike goed en veral oor die temas sit alles nogal mooi op mekaar uit, maar ek sal nou daardeur gaan. En dan die ander een wat ek vir julle gaan aflaai is een van 2010, maar wat lekker is as jou letterkunde of die goed wat hulle gebruik al so lank gebruik word, is daar verskriklik baie bronne van hulle. So dit is regtig baie goed wat jy kan gaan aflaai en natuurlik gebruik. So dit is die 2 wat ek deur gaan. Ek gaan vir julle dalk môre se kant nog 'n paar goed oplaai, ook flashcards en weer YouTube video's en goedjies ook, en dan so 'n paar ekstra notas. Ek het net besluit ek wil graag die 2 in die klas deurgaan. Die een van 2010 is baie meer in diepte en daar is 'n paar goedjies wat ek oor hom gaan praat. Dis nou spesifiek veral oor die karakters en sulke tipe goed, maar ek sal nou by hom uitkom. Okay. Dan, dis wat ek vanaf mekaar gesit het, ek weet hy is 24 bladsye lank, maar alles is elektronies, so jy hoef daarom nie te print nie. Okay, ek het 'n bietjie inzoom. Okay, lyk net 'n bietjie blurry. Okay, maar julle behoort nog steeds saam te kan lees, dis die grootste wat ek nou kan maak. Okay, so mis is natuurlik die titel van die drama, maar daar is 7 betekenisse wat ons van die titel af kan vat. Nou vir hierdie, dit kan uitkom in jou kort transaksionele vrae of hulle kan dit in 'n lang vraag inmaak. Ek dink in al die jare wat ek nog gesien het, dink ek hy was soos 1 keer gevra as 'n lang vraag. So die kans is groot dat as hulle iets na hom verwys, sal dit mos laaitjie in die korter vraag wees. Okay. So die eerste betekenis is die mis fisiese ding. Dit is natuurlik jou perde, varke, bese, die wat hulle gebruik of bymekaar maak om in die sakke te sit en dan te verkoop. So dis dan die soorte mis wat hulle gebruik. Dan die stank, die reuk, die mislike bestaan. So die misreuk bring vleeblommers en vroeg opstaan natuurlik vir die mis. Dan ons derde een is 'n menslike ontlasting en dit word verwys na waar gaarbeeld die slopemmer uit die dak uit laat sak, die spats op die vloer en die leegmaak buite, toe hulle natuurlik nou die sakking goed gaan kry. Dan vir 4 mis verkeerd raak, so die konstabel se verkeerde bedoelings met meisie, wat al word natuurlik eers baie later bekend gestel, is dit een van die sentrale temas. Dan 5 vermiste meisies gesoek deur die konstabel. En dan natuurlik, ek sien net 6. So nou by die ander kyk wat hy het ook 7. En dan mis die verlange, so Miem mis vir Gabriel want hy is al 7 jaar daarbo. Gertie openbaar haar sensuele sy en meisie bely die opwinding van haar sirkusbesoek. Ek het vinnig ietsie kyk. Ek dink hierdie is as jy nie daar nie. Okay, ek sal nou terugkom na die ene toe. Okay, dan die intrige, so die hoofmomente met amper storie wat natuurlik plaasvind. Dan die sub-intrige. Jy vind uit waar Gabriel vertel of natuurlik van wat met hom gebeur het en hoe hy sy plaas en familieplaas en goed in die Groot Depressie verloor het. Dan die verdwyning van Rini Pieterse en Sunny Koen, dit is natuurlik die 2 meisies wat die afgelope 2 jaar mysteriously verdwyn het, niemand weet waar hulle is nie, en die konstabel wat blind word tydens 'n sonsverduistering.
Okay. Dan die ruimte binne en buiteruimte. Nou baie van hierdie goed, soos julle die drama lees, sal dit ekstra inligting wees. So dit sal nie noodwendig spesifiek daaroor gepraat word nie, maar dit is ekstra inligting wat vir jou gegee word. So dan as jy byvoorbeeld na die verhoogproduksie gaan kyk, dan sal hulle baie van die goed duidelik maak omdat hulle dit fisies of visueel kan uitbeeld. Okay. So binne word visueel uitgebeeld, so hulle is nie besonder ryk nie, hulle is nogal redelik arm, want hulle hou net aan die lewe deur mis in sakke te verkoop. Dan, daar is geen water of lopende water en elektrisiteit nie, gasdeur wat die natuurlike vlee uithou, en die manshoes wat wys daar is ergens in die huis 'n man, wat natuurlik weet, Gabriel is al 7 jaar daarbo. Nou, ek het vinnig kyk, hier sê dit hieronder. Dan is suggesties van die buiteruimte. Nou die hele drama speel af in die, ek sal sê soos die kombuis van hulle huis. So jy sien nie regtig die buitekant nie, maar daar is sekere goed wat daarna toe verwys. Soos die solder waar Gabriel natuurlik is. Jy sien nie fisies die plek nie, jy sien net die tou met die bak of die emmer wat heeltyd op en af gaan. Okay, dan het ons natuurlik die huis, so die vrouens beweeg uit die kombuis en terug, want dit is waar die drama afspeel. Dan die agterplaas, so dit is waar meisie die slopemmer gaan leegmaak, jy hoor die honde geblaf en dit is natuurlik waar Gertie aankom, so ja, motor hoor. Dan die sirkus, hulle beskryf die liggies, hulle beskryf die mense wat hulle gesien het, as die deur of die venster oop is, dan hoor jy die klank. So al sien jy dit nie fisies nie, jy weet dit is daar, althans in die dorp. En dan natuurlik die dorp of die rivier, so weer eens, dit kom van beskrywings af, en die honde wat blaf, toe hulle natuurlik by die rivier verbyloop. Okay, dan die tyd. Nou, hierdie is, of die hele drama speel af in 4 ure, van 8 uur die aand tot middernag, en dit vind plaas op die laaste aand van Augustus 1936, so op 31 Augustus 1936. Nou, ons vind uit dat Gabriel natuurlik sy familieplaas verloor het in die 1929se Groot Depressie, en hy is al 7 jaar daarbo, so dit is hoe hulle uitgevind het wat die soort tyd is, en natuurlik die binneruimte is 'n koolstofwastafel en die oliedamp, so dat jy 'n bietjie van 'n prentjie kry van hoe dit lyk. Okay, dan die dramatiese struktuur. Nou met 'n drama, jy begin jou metodiese ontwikkeling, en dan waar alles natuurlik bymekaar kom is jou klimaks, en dan gaan dit eventually uit. Okay, nou die kenmerke van die een bedryf, so dis 'n beknopte formaat, net een bedryf, so nie baie lank nie, dis een storie. Daar is een hooftema. Nou julle sal sien, daar is heelwat temas wat deurkom, maar vir elke storie of elke drama of selfs roman gaan jy altyd een hooftema wees wat bo-oor die ander sit. Met jou dramas, daar is nie lank ontwikkeling nie. Met jou roman gaan, dit is 'n hele storie wat gewoonlik oor dae of weke selfs afspeel, so daar is gewoonlik baie ontwikkeling wat plaasvind. Vir 'n drama is dit gewoonlik nie die geval nie. Onthou, mis die tydperk as ons kyk waar dit afspeel is net 4 ure lank. Ja, daar kan ook 'n bietjie ontwikkeling wees, maar daar gaan nie besonder baie in 4 ure gebeur met ontwikkeling van die verskillende karakters nie. Okay. Dan as ons kyk na die innerlike bou, ek het gekyk. Ek gaan hom daar skiep. Okay, dit is net die verskillende, soos jy natuurlik dramatiese struktuur aangaan. So met die eksposisie, dit is natuurlik waar die hele drama begin. So met meisies omstandighede, jy vind bietjie uit hoe hulle geld maak, presies wat in die huis aangaan, altyd goed, hulle verhouding met mekaar, en dit is een van die goed wat verskriklik belangrik is deur die hele drama deur. Heel einde of heel laaste in die dokument gaan ons bietjie kyk oor hoe hulle met mekaar is en hoe hulle ook mekaar sien. En dan natuurlik die tyd waarin die drama afspeel, wat ons weet 4 ure laaste dag van Augustus. En dan die onheil wat dreig. Nou, ek wil vandag dink, ek sal dit nou sê. Dan het ons metodiese moment, en dit is die tekens van die nader ontheil, soos natuurlik aangaan, en dit is gewoonlik wanneer Gertie daar aankom. Dan die verwikkeling, die handeling word verder geneem, en dan word daar spesifiek gekyk na die konstabel se uitwerking op die 3 vrouens, en dis nou elkeen individueel. Dan vir die 4 ontwikkeling, konflik is onafwendbaar, so meisie het innerlike konflik, want sy voel vasgevang, sy wil nie daar wees nie, en natuurlik konstabel is nie wat hy voorgee nie, alhoewel jy as die kyker of die leser is nog nie veronderstel om dit natuurlik te wees nie. Dan 5 klimaks of die hoogtepunt, die konstabel word natuurlik 'n siende nar, toe hy, of hofnar, toe hy sy baadjie uittrek,
en weer aantrek as toe hom omgetyp het, en meisie dans by die agterdeur uit met die konstabel of die nar. Die omkeer of die wending, so die meisie van 'n skaam onsekere meisie na 'n dansende vlinder, die ontknoping, afname in die spanning voor die slot, en die slot mis het 'n oop einde, want ons weet nie wat met meisie gaan gebeur nie. Ons neem aan, sy gaan die sirkus natuurlik by hulle aansluit, maar is nie 'n definitief nie. Ons weet nie of sy vermoor is, of sy verkragt is, of sy net saam met hom verdwyn het nie. Dit is 'n oop einde. Okay, dan het toneelaanwysings. So weer eens, daar is baie goed hierso wat die hoofteks is, en dit is die dialoog waar hulle fisies met mekaar praat, dat jy presies weet wat aangaan in die storie. En dan die neveteks is dit nou die goed wat daar is, maar wat vir jou ekstra inligting gee. En dit word gewoonlik in hakkies of kursief deurgegee. Nou, dit kan of 'n hulpmiddel vir die regisseur wees, as hulle natuurlik die produksie natuurlik opsit, die leser sien wat gebeur, want as hulle byvoorbeeld in die ekstra inligting of die neveteks sê dat die deur waai oop byvoorbeeld, dit is iets wat jy in jou kop gaan sien wat gebeur, omdat hulle dit beskryf. Dan die illusie van die werklikheid, en natuurlik die sirkusmusiek word as bevryding gesien. Maar ons gaan nog heel wat daaroor praat. Dan die karakters en die karakteruitbeelding. Nou vir jou drama, as jy besluit om wel mis te doen, is dit baie belangrik dat jy elke karakter baie goed ken. Hulle hou daarvan om veral by jou langvrae 2 karakters of partykeer 3 met mekaar te vergelyk, of spesifiek tussen die konflik of die verhouding tussen hulle te praat. En seker die een wat, of die 2 wat hulle die meeste gebruik, is tussen Miem en Meisie, en tussen die konstabel en Meisie. Maar dit kan enigeen van die ander 2 ook wees. Gabriel, hulle sal nie sommer 'n lang vraag oor hom gee nie, want daar is nie so baie wat ons van hom weet nie. Dit is meer tweedehandse inligting wat ons natuurlik van hom leer. Okay, nou met jou verskillende mense het ons 'n protagonis, 'n antagonis en 'n tritagonis. En hierso wil ek actually gou hierna toe gaan. Okay. So, soos julle kan sien, iets wat hierdie spesifieke dokument gee, wat hierdie kort reading nie gee nie, is verskriklik baie in diepte. Vir jou karakters het hulle elk nogal baie mooi uitgesit, hulle verduidelik hoe hulle is, altyd begoed, en dan heel onder, nog 'n bietjie afgaan, julle kan sien, baie klein slukkie. Okay, so ten slotte die klassiek onderskei tussen 'n protagonis, 'n antagonis en 'n tritagonis, as ook na die Deus Ex Machina. Nou in jou machina nie. In jou vraestel kan hulle hierdie gebruik om spesifiek te verwys dat, of te gebruik dat jy moet bewys dat hulle byvoorbeeld hierdie spesifieke karakter is. Okay. Nou, ons sal wel vir Miem as protagonis en die konstabel as antagonis kan beskou, maar die omgekeerde is ook die geval, so hulle kan either or wees. Okay. Meisie sou dan kon dien as 'n tritagonis, en die pa is potensieel 'n Deus Ex Machina figuur, maar omdat hy passief bly, word dit nooit verwesenlik nie, want hy bly heeltemal bo, dit is al wat jy van hom sien. Okay. Voor ek teruggaan, wil ek dan net gou vinnig oor die verskillende karakters net gou lees. Okay, so Miem, sy is natuurlik die ma, so sy is vet en middeljarig, maar 'n vlegsel bo op haar kop. Sy is 'n diabetes en het water op die knie. Sy skep die indruk van 'n sterk vrou, boos en dominerend. Miem se neurotiese vrees vir die bose onheil wat hulle gaan tref, staan lynreg teenoor 'n sterk persoonlikheid. Sy is 'n subtiele manipuleerder wat op Meisie se gevoel speel om haar sin te kry, sodat Meisie nie sirkus toe gaan nie. Natuurlik het sy al, maar Miem weet dit nie. En dat sy sal siek word en sy verwyd haar dat sy nooit weer dieselfde was nadat Meisie die vorige keer so ongehoorsaam was om uit te glip nie. Een van Miem se belangrikste karaktertrekke is haar engheid. Sy het uiters konservatief, seksueel en geestelik, en interpreteer dus die werklikheid op 'n bepaalde manier. Sy glo byvoorbeeld op 'n naïewe wyse dat 'n moordenaar elke jaar terugkom om 'n meisie te vermoor. Uit haar reaksie op Gertie kan ons aflei dat sy baie reguit is. As Gertie liggaamsoefening wil doen om warm te bly, sit sy al gou-gou op haar plek met 'n ag nee wat Gertie, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Haar konservatisme is egter gebaseer op 'n valse moraliteit. Sy gee voor om iets te wees wat sy nie is nie. Sy vertoon hierby ook platvloerse en boerse trekke. Let op hoe sy Meisie aan die konstabel probeer afsmeer, nadat sy natuurlik uitgevind hy is nie getroud nie, deur te vertel hoe breed haar heupe is. Die subteks hiervan is dat Meisie natuurlik kinders in die wêreld vir die konstabel kan
bring, iets wat in die verlede as baie belangrik geag is. Iemand wat regtig so eng is, so sy sal nie haar dogter op so blaatante wyse aan 'n vreemdeling verkoop nie. Sy sou meisie graag vertroud wou sien volgens tradisionele konvensies. Die gepraat oor die borstok sou het natuurlik ook aan inpas. Dan hierdie skynheiligheid wat die wet dikwels met Calvinisme in verband bring, kom ook tevore in Miem se uitvraery oor die gedrogte by die sirkus. Sy wil Kamma niks van die sirkus weet nie, maar sy vra tog gretig uit daaroor onder die dekmantel dat sy dit net doen sodat Meisie kan ophou kla oor haar voorkoms en dat sy dankbaarheid kan leer. Sy gebruik haar dogter skromeloos om te hore te kom wat sy eintlik wil hoor. Hierdie tipe karakter is eie aan die wet se werk. Ons kry dieselfde tendens in Diepe Grond, dit is een van die ander dramas. As die ma haar seun uitvra oor sy seksuele drome, maar voorgee dis lelike dinge waarvan sy wil. Ek gaan nou net daai want julle gaan natuurlik nie met dit te doen het nie. Boonop sit Mem wat voorgee om keus te wees met seksuele frustrasies, want haar man is natuurlik al 7 jaar daarbo. Sy erken ooplik aan die konstabel, wat tog 'n wildvreemde man is, dat daar gevoelens by haar opgewakker word deur die nagtelike teenwoordigheid van 'n man in die huis. Haar man sit immers al hoe lank op die solder en is soos sy konservatief, bly sy mens. Haar opvoedingsmetodes is baie ouderwets. Sy verg absolute onderdanigheid en gehoorsaamheid van Meisie, wat sy andersins as oud genoeg beskou om die meeste van die werk te doen en as so huwbaar dat sy vir haar 'n man moet help kry. Sy glo ook glad nie daarin om 'n dogter behoorlik in te lig nie, maar waarsku net in die algemeen teen gevaar. Meisie, jy sal kom nog baie duidelik uit dat Meisie, sy het nie enige lewenskennis nie. Sy is verskriklik beskermd en dit is natuurlik baie duidelik hoekom. So omdat sy Meisie nie vertel dat die ander meisies kaalvoet verdwyn het in hulle voorstellingsrokke nie, kan Meisie die tekens nie behoorlik uitken nie en sy raak dus 'n slagoffer van die konstabel. Want as Miem dit natuurlik vir haar gesê het, kon sy gouer agtergekom het wat natuurlik besig was om te gebeur. So Miem se gebrek aan selfinsig en haar geestelike skynheiligheid kos haar dogter, want sy vertel van die ander 2 meisies wat weg is. Die een se pa was dominerend en die ander een se ma was vol ipokonders. Intussen is sy aan albei hierdie aanklagte skuldig, maar sy besef nie dat sy daardeur ook haar dogter versmoor nie. En is natuurlik waar ironie daarin voorkom. So Miem lok egter nie net negatiewe gevoelens by die kyker en die leser uit nie, sy is ook 'n tipiese gasvryer Afrikaner vrou en is beleefd teenoor die gaste, dat natuurlik Gertie en die konstabel is. 'n Mens kan haar in 'n sekere sin bewonder dat sy die fort so kan hou in sulke moeilike omstandighede. Haar man het hom heel gerieflik onttrek, terwyl natuurlik sy die plaas verloor het en sy Meisie moet misverkoop om 'n bestaan te kan maak. Dit is tog vreemd dat sy wat so dominerende geaardheid het, alles te goedertrou aanvaar. Soos dit die stelsel van daardie tyd was, wat haar gehoorsaamheid aan haar man afdwing of praat, sy dit goed om sy verlees met die situasie, het haar dominerende geaardheid hom nie na die groot slag van depressie tot so aard gedryf dat hy net ook wou wegkom nie, en sy bly egter lojaal aan hom en glo dat hy sal afkom as Meisie die dag trou. So, sy is nogal redelik happy om Meisie af te sit. Okay. Dan Gertie. So sy is 'n klein, vol, middeljarige vrou met 'n bolla. Haar kleding sê reeds vir ons iets met haar karakter. Sy het natuurlik 'n hoed wat sy dra, so skeef vir die een oog, woljas, en later sien ons ook dat die lelike ou vrokkie wat sy aan het. Sy is 'n ou jong nooi, liggaamsoefening onderwyser en 'n vriendin van Miem. So die eerste indrukke van haar is dat sy ook erg konservatief is en is natuurlik normaal vir daai tyd gewees. Dat sy in werklikheid 'n onderdrukte en seksueel gefrustreerde vrou is, blyk uit haar later optrede. Haar beheptheid met alwe, fisiese gesondheid en vars lig is 'n blote skaans waar agter sy wegkruip, maar toon op sigself dat sy wederwets binne die tydkonteks probeer wees en tog andersins of enigstens potensiaal toon om meer gemansplained te kan wees. Haar seksueel gemotiveerde fantasiespel in die rol van Honey, toe konstabel natuurlik van sy tannie Annie verduidelik, waarin sy bewegings suggestief uitvoer, toon 'n byna promiscue persoonlikheid. Net mooi die teendeel van die eerste indrukke wat ons van haar kry. So sy vorm deel van die Calvinistiese skynheiligheid. Sy gee voor om die sirkus te haat, net soos Miem verwag dit immers van haar, en mens kry die indruk dat sy alles sal doen om Miem te plesier. Maar tog gaan kyk sy nog steeds wat by die sirkus aangaan.
Selfs soos Miem, sy wil nie regtig daar praat nie, of sy doen dit onder die skuil om vir Meisie natuurlik te waarsku. Dan probeer Gertie die konstabel ooplinker vang. Sy is verby haar hierbare jare, tog reageer sy amper aggressief om die konstabel se aandag op haar te hou en nie op Meisie nie. Sy probeer sy aandag trek ter gunste soos om sy stok op te tel en koffie aan te gee. Sy doen alles in haar vermoë om die ander weg te kry sodat sy alleen met hom kan wees. Sy stuur Miem en Meisie Kamma bed toe sodat sy alleen kan wees met die konstabel. En as Meisie en die konstabel alleen is, roep sy hulle onder die dekmantel dat Meisie sal siek word in die buitelug. Sy doen haar bes om seksueel begeerlik voor te kom. OK, dan Meisie. So sy is 'n mooi jong meisie met lang hare en 'n ou rok, maar kom bleek voor weens haar geknelde binnehuise bestaan. Haar geboë skouers toon haar onderdanigheid en sy word deur haar ma onderdruk en gemanipuleer. Verder is sy stil, toegeeflik en half treurig. Dus sy kom nie baie vrolik voor nie. Okay. Sy kom nie voor as iemand met 'n baie sterk persoonlikheid nie, wat vir haar regte sal veg nie, en dit is heelwat opgedra wat natuurlik aan hoe ma haar beheer. Sy sê maar gewilliglik ja en amen op alles wat Miem sê, en haar optrede en dialoog teen geen verset teenoor haar ma nie. So let op hoe die huilwind dikwels met Meisie skakel, soos die wind natuurlik om die huis waai. Die wind raak verpersoonliking van Meisie se gevoelens, al is sy so onderdruk, verkeer sy innerlike konflik met haar huislike omstandighede. Sy is 'n dromer wat die sirkusmusiek en liggies bewonder en daarna smag. So dit wil sê, sy smag na vryheid en geluk. En weer eens as 'n tiener, sy gaan sien haar ma wat haar weer veilig hou as onderdrukkend, al is Miem verskriklik beskermend. OK, ons sien dit as sy so by die venster uitstaar, haar ma verbied haar dit ten gunste. So elke liewe keer as haar ma vang, dan sal sy gewoonlik 'n probleem hê. OK, so dit is die naaste wat aan Meisie aan verset teen haar ma kom, of om af en toe te waag om deur die venster te kyk na die bevryding van die sirkus. So die enkele kere toe sy wel die sirkus besoek het haar ma siek geword en haar daarmee gemanipuleer, en sy verwys gereeld daarna terug. Okay. Dan die konstabel. So hy is geheimsinnig, hy is tussen 30 en 40 jaar, hy is nie doodseker presies hoe oud hy is nie. Soos hy natuurlik daar aankom, draai 'n polisie-uniform en is vreemd genoeg vir 'n konstabel blind. Dit is nie regtig iets wat jy regtig in sy werk sal sien nie, want hy kort natuurlik sy sig. So hier is reeds 'n vervreemde magiese element teenwoordig. Hy dra 'n stok en 'n donker bril. Hy het 'n sak by hom waaruit hy later sy ander rekwisiet te verskyn haal, wat 'n appel is. So as hy die metamorfose ondergaan, is hy kaal bolyf met die polisie-uniform se baadjie onderste bo, sodat hy 'n hofnar of 'n pirouet word. Saam met die nuwe kostuum word hy ook siende. So dan ewe skielik verander hy van 'n blinde konstabel na 'n sienende hofnar. So let ook daarop dat hy nie van 'n ander baadjie uithaal nie, maar dat dit dieselfde baadjie is wat natuurlik net omgedop raak. Dit skep die illusie van 2 in 1, en dit natuurlik weerspieël die transformasie. So dit is belangrik dat hy ten aanskoue van die gehoor die hele baadjie ding omdop en weer aantrek. Want sodoende word die gehoor eintlik deel van die komplot. En dit is natuurlik waar die dramatiese ironie inkom, want jy as die kyker of die leser kan hierdie sien en die ander karakters is nie daarvan bewus nie. So indien dit 'n heel ander baadjie sou gewees het, sou dit nie dieselfde effek gehad het nie. Dit sou beslis afbreek gedoen het aan die drama indien hy dit elders sou aangetrek het. Nou is die gehoor getrek by die dramatiese slot en hy is 2 helftes van 1 persoonlikheid. En dit is natuurlik waar jy uitvind, dit is mens like hy wat die meisie laat verdwyn. So hy is geheimsinnig, manipulerend en 'n magiese figuur. Hy maak net die inligting om homself bekend wat hy kan gebruik om mense mee te manipuleer. Sy vertelling van Tant Hannie en Gertie, natuurlik is toe Gertie daar rond ons. So hy weet dat sy seksueel gefrustreerd is en bevry haar in 'n mate van hierdie frustrasie wat sy ervaar. Hy vertel hy word net in spesiale gevalle gebruik en dit laat Miem nou baie belangrik voel om te dink dat al is hulle nie baie ryk nie, word hulle gesien as spesiaal. Om te vergoed vir sy blindheid is hy geseën met spesiaal ontwikkelde reuk en gehoorsintuie. Nou jy as die leser of die kyker weet natuurlik nou na die tyd hy is nie blind nie, so hy het alles gesien wat hulle regtig doen. Maar dit is natuurlik hoe hy voorkom. So oor sy herkoms sê hy niks nie, hulle noem hom snif in die neus, en dit is ironies dat Miem wat altyd 'n booswig agter elke wil soek, nie snif in die neus kry nie, dat sy hom net so maklik in die huis aanvaar het. Dan
Gaan vandag hier kyk. Hy is besonder gevoelig of sensitief vir menslike swakhede en verskuilde konflikte in die karakters en buit dit uit. Hy weet om mense te manipuleer. Hy is regtig goed daarmee. So hy manipuleer al drie die vroue met sy demonstrasies van 'n verskerpte reuksintuig deur elkeen se ouderdom en seksuele status korrek te skat. Natuurlik omdat hy nie blind is nie, kan hy sien hoe oud hulle is. Okay. En die kans is groot dat hy hulle natuurlik vooraf dopgehou het en meer van hulle uitgevind het. Vir meisie is hy 'n sensitiewe piegvader teenoor wie sy kan bieg oor haar geknelde bestaan en die behoefte om vryheid te ervaar. Later kom hierdie inligting om natuurlik baie goed te pas. Die konstabel vertoon dispositiewe en negatiewe karaktertrekke. Hy kan in verband gebring word met transformasie, die sinnelike en emosionele vryheid, maar toon ook onheilspellende kenmerke en is manipulerend van aard. Hy is onberekenbare karakter wat moeilik is om te pyl, omdat hy meer as bewuslik vir men voortdurend voortgee om iemand anders te wees. Sy bedoeling is allermins afleibaar uit sy woorde en dade en die konstabel of die towenaar of die hofnar hom sien, sy omkeerde baadjie strook met sy omkeerbare persoonlikheid. En dan het die laaste karakter, wat natuurlik die pa is. So is pa of Gabriel nooit sigbaar nie, kan ons hom as karakter nie geïgnoreer nie. Want as hy nie daar was nie, kon die storie dalk bietjie anders te gewees het. Want konstabel het nie geweet dat daar 'n man was toe hy daar aangekom het nie. Hy het aangeneem dit gaan net hulle drie wees. Okay. So daar is reeds verwys na die feit dat Mem van hom praat as iemand wat opgestaan het en dat dit 'n moontlike Bybelse konnotasie kon hê. Hy is as vader soos 'n goddelike figuur wat bo is, maar wat nooit gesien word nie en nooit intree nie. Die lig wat uit die dak hang, kan ook simbolies gesien word soos die lig van bo en miskien verklaar dit mense onwrikbare geloof in hom en 'n aanvaarding vir wat hy doen, dat hy natuurlik sal afkom die dag as meisie trou. So in die Bybel kom die idee van die bruid ook sterk na vore, wat ook weer verband hou met die idee van die verlossing. So opvallend is dat hy passief bly, buiten van die mandjie kos wat opgaan en die immers ontlasting wat afkom, wat hy natuurlik moet leegmaak. So mens kan nie anders as om te wonder in hoe 'n mate Mem wil hê dat meisie moet trou, net sodat haar man weer sal afkom na 7 jaar nie, gedagte aan wat sy vir konstabel gesê het, aangesien ons haar as 'n uiters selfgestreende mens leer ken nie. Okay, so dit was die karakters. Dan, ek het 'n bietjie vinnig deurgaan. Ons het nou gepraat oor hulle, maar soos ons weet, Mem is verskriklik beskermd vir meisie, wel te beskermend. Sy pers meisie emosioneel af. Ek het vinnig 'n bietjie afgaan. Sy het oor die, sy net bietjie oor die verskillende karakters. Die ander was net vir my baie meer in diepte. Dan is daar konflik en dit is een van die groot goed wat natuurlik deur die hele drama voorkom en van die konflik gebeur natuurlik verskillende karakters. Nou daar is 'n kans dat die lang vraag byvoorbeeld tussen die konflikte veral tussen Mem en meisie kan wees. Hulle hou daarvan om dit nogal op te bring, so wees net daarvan betrokke. Ek het gekyk. Dan is dit Mem en die konstabel. Ek wil nie gaan meer by die temas en goedjies uitkom. Okay. Mem het hierdie siening dat alles wat gebeur of alles wat jy kan sien baie duidelik as bose of die goeie as opgedeel kan word. So daar's nie gewoonlik vir 'n middelgrond nie. So dit is verskriklik belangrik want sy sit in een van daai twee boksies. So dis of goed of sleg. Okay. Dan gaan ek kyk. Okay, so ons temas. Ons het bevryding, goed en sleg, transformasie en die bonatuurlike, sensuele en liggaamlike en die sprokies tema. Okay, so ons kyk na die eerste ene, bevryding. So Gertie, wat natuurlik 'n ou jong nooi is, kyk na die sirkusfratse vir 'n onvergeetlike ervaring en sy tel haar seëninge omdat sy natuurlik nie so is nie. So die konstabel se mooi houding beïndruk haar. Dit is baie beïndruk. So as hulle alleen sê sy's 'n ou jong nooi sonder afhanklik is. En as hy haar van Tant Hannie vertel, is hy 'n towenaar bevryder as sy na in sy verhaal inleef en haarself as Tant Hannie sien. Dit is natuurlik waar sy daar rond beweeg en sy het haarself begin ontkleed. Okay, so deur die konstabel beleef sy kortstondige bevryding en sy leef haarself uit. Dan Mem, Gabriel, soos ons weet, is nou al vir 7 jaar op die solder en sy glo dat hy sal afkom die dag as meisie trou. So, omdat daar nie regtig mans is wat 'n meisie belangstel nie, glo sy of sy sien hom as 'n bevryder dat Gabriel sal laat afkom
sodat of sodra meisie trou. Dan meisie, sy voel natuurlik gevange. Sy moet werk vir haar ma, sy het nie vriende nie. Dis nie baie lekker omstandighede nie, daar's baie vliee, dit stink. Haar klere ruik natuurlik na mis en sy was elke liewe dag vensters. Okay, so sy voel verskriklik vasgevang en sy sien hierdie sirkus as iets eksoties. So sy smag verskriklik om bevryding en dit is waar konstabel vir haar inkom, want hy kan haar bevry van haar omstandighede. Okay. Dan die tweede ene, goed en sleg. So weer eens, Miem sien goed as die bose of sy sien dit as goed. Nie gewoonlik enige middelgrond tussen die twee nie. En sy glo natuurlik dat dit 'n moordenaar of 'n verkragter is wat vir die afgelope 2 jaar elke jaar 'n meisie laat verdwyn. En die sirkus word ook daar ingegooi dat sy hulle moontlik meer. Dan Miem, gaan jy kyk. Okay. Vir hierdie, julle sal sien as hulle vir julle vra vir julle eie opinie in 'n lang vraag. Moet jy dit kan verbind aan iets. Jy moet jou voorbeelde en jou verduideliking baie duidelik kan maak. Maar wat lekker daarvan is, vir ons is met die byvoorbeeld, wanneer hulle vra, as jy kyk byvoorbeeld na die drama tussen die sirkus, die konstabel, altyd goed, of dit goed of boos is, kan jou eie opinie gee, maak dit seker jy bring dit terug na die inhoud van die drama toe. Okay, dan vir ons derde een, nie, is transformasie en die bonatuurlike. So dreigende gevaar is vir Miem iets bonatuurlik. So tydens die aand dan hoor jy natuurlik 'n uil wat huil. Die konstabel het bonatuurlike sintuie, want al is hy blind, kan hy baie goed ruik. Dan, ofwel volgens hom, sprokieselemente maak die transformasie vir gehoor aanvaarbaar. Die konstabel word gesien as magies of bonatuurlik. Die meisie geniet die sirkuskunsies, soos ons weet, dit is vir ontvlugting. Die eerste transformasie is Gertie verander van 'n vol ou jong nooi in 'n sensuele danser, toe konstabel van sy tannie Hannie vertel. Transformasie 2 is konstabel wat nou eweskielik blind was, trek sy baadjie uit en word nou 'n sienende nar. En dan die heel laaste transformasie is meisie, heel aan die einde, toe sy van 'n baie stil, skaam, onsekere meisie na 'n onbindige bevryde persoon verander, wat ek van 15 minute, soos amper na 'n vlinder verander. En dan die boodskap, jy kan uit jou beklemmende omstandighede bevry word. Dan die vierde tema, die sensuele of die liggaamlike, so nie een van die vroue het 'n intieme verhouding nie. Okay, Gertie, ou jong nooi, sy doen oefeninge om haar drange natuurlik te besweer. Konstabel laat haar sensuele kant ontwaak, weer eens in sy dans. Miem is manloos, want Gabriel is al 7 jaar in die dak. En meisie, sy het geen vriende nie as gevolg van hoe sy ruik. So daar's nie daar nog seuns of mans wat in haar belangstel nie. Okay. Dan, die konstabel streurige gesig begin van die liggaamlike ontwaking, iets wat sy glad nie ken nie, oop blink na slopemmer, wat hulle buite natuurlik gaan leegmaak, en meisie dans dan sensueel na buite aan die einde van die drama, saam met konstabel by die deur uit. Okay, en dan die sprokies tema. Nou, daar's heelwat sprokies wat deurkom in die drama. Nou vir die, hulle het nog nooit as 'n lang vraag gevra nie, maar dit kom gereeld by die korte vraag uit met die. So, eerstens meisie wag soos as poestertjie of slaap in skone om gered te word. Miem hou soos 'n bose stiefma vir 'n meisie gevange. Getal 3, daar is of meisie steek homself 3 keer met die naald toe sy met die sakke werk. Daar is 3 vroue, Miem, meisie en Gertie, en sy gaan die derde meisie wees wat verdwyn. Okay, ek kan natuurlik dit verder aangaan dat dit die 3de jaar is wat hierdie gebeur, maar dit kom kan af deur met die meisies wat verdwyn. Dan, meisie hou van rose, vroeë rose voor haar venster geplant om die misreuk weg te vat. So volmaan, dit gee sprokies atmosfeer af. Die konstabel, as kom sy blindheid, kan soos Rooikappie beter ruik en hoor. Actually, okay. Dan die konstabel vertrek voor die magiese uur, wat natuurlik 12 uur is. So die konstabel verander van 'n blinde polisieman na 'n flamboyante nar of towenaar en natuurlik bevry hy vir meisie. Okay. Nou, met die, ek het nog gekyk, is natuurlik in die motiewe en natuurbeelde. As jy kan, gaan lees vir my deur hierdie res van die dokument, want hulle gaan oor 'n paar van die ander elemente, en hierdie ene, ek gaan vandag uitgaan, hy gaan oor die verskillende goed van die drama ook, maar hieronder, ek het gaan 'n bietjie afgaan, nee, is nog af,
is daar vrae wat hulle vir julle gevra word. So hulle gee actually vir julle stukke soos in die vraestel gevra gaan word. En dan is daar 'n paar lang vrae ook. Ek wil graag vir julle vir een van die lesse of at least deel van een van die lesse, wil ek vir julle wys hoe moet julle 'n lang vraag vir literatuur skryf. Nou met hom die belangrikste deel kom in by jou beplanning. Want as jou beplanning goed gedoen is en jy spandeer so 'n bietjie tyd daarin, maak dit jou finale skrywing daarvan baie makliker. Want dan is dit basically net 'n oorskryf. Maar die groot deel daarvan is as jy nie beplan nie, gaan jy onnodig goed mis en natuurlik gaan jy onnodig punte daaruit verloor. Okay. Dan wil ek dit gou vinnig vir julle wys. Ek het die een vraestel sommer vir julle gekry. Hierdie is wat 23 November vraestel. Nou onthou vir jou roman of jou drama wat ook al julle besluit om te doen tussen die twee kategorieë want julle moet een vraag by elk doen. Dit is belangrik dat as jy na hulle kyk, want soos hier byvoorbeeld 17 vrae in totaal. Dit beteken nie dat jy al 17 vrae moet doen nie. Jy doen net die roman en die drama wat jy besluit het om te doen. Okay, so as jy misdoen, is gewoonlik na Kersfees heel onder in die ding en vir jou romane, hulle wissel maar nog afloer dit vra. Maar onthou net, moenie alles probeer doen nie. Kyk na die wat jy besluit het om te behandel. Okay, en dan vir jou roman en jou drama, as jy klaar is, moet jy een opstelvraag hê en jy moet een kontekstuele vraag doen. Dus jy kan kies wat die een jy doen. Persoonlik is die roman so opstelvraag. Ek sal nie sê makliker nie, maar gewoonlik as mense hom as die opstelvraag kies, doen hulle beter want ons gewoonlik meer voorbeelde en werk wat jy natuurlik kan aanhaal en verduidelik. En voorbeelde waar goed natuurlik gebeur. Met jou drama, omdat dit 'n baie korter, nie net leesstuk is nie, maar omdat dit 'n baie kort tydperk is en goed wat daar gebeur, fokus hulle baie meer op spesifieke voorbeelde en verduidelikings waarna hulle soek. So hou dit net in gedagte as jy jou opstelvraag en jou kontekstuele vraag lees. En natuurlik voor jy dadelik sê jy doen Menaka en mis, voordat jy dadelik wegspring en jy sê ek gaan Menaka se opstelvraag doen, gaan lees net albei se opstelvraag. Want jy kan natuurlik dalk by mis opstelvraag kom nadat jy Menaka se opstel gedoen het en dan kom jy agter maar ek ken hierdie actually beter. So hou dit net in gedagte, dit gaan jou nie eers 'n minuut kos om net vandag die vraag te lees nie, net sodat jy 'n geligte keuse kan maak daaroor. Okay. En dan vir jou kontekstuele vraag, vir dat 'n roman of jou drama, gaan jy soos hierso stukke kry waarvan jy dan moet antwoord. Nou, wat lekker is, as jy die drama of die roman gelees het, gaan jy min of meer weet daarom waar hierdie inpas. So jy gaan gewoonlik weet wat voor dit en wat na dit gebeur het. Nou meeste van die tyd die vrae wat gevra gaan word, gaan nie op voor of wat die gebeure voor en na dit natuurlik gebaseer wees nie, maar dit gaan goed wees om vir jou 'n prentjie te gee van presies waar jy tans in die storie is. Okay. So ek weet ek het dit al gesê, maar as jy kan, wat er ook al roman en drama gekies het, probeer om ten minste net een keer deurlees. En ek weet daar is van hulle wat audioboeke het, so al luister jy dit net een keer, gaan dit klaar help. Okay. Want al lees jy byvoorbeeld hierdie opsomming, hy gee nie vir jou al die inligting nie. Daar's verskriklik baie goed natuurlik wat nie daar gepraat word nie. Okay. Dan ek het gevinnig, daar's een vraag wat ek daarna kyk. Kyk. Ek wou 'n bietjie meer gedoen het, maar ek het nie nou tyd vir alles nie. Anderste, ek het gevinnig ietsie kyk. Ek sien julle weer die 18de en dan die 1ste van volgende maand. Okay. Ek dink wat ek dalk moet doen vir volgende week se huiswerking, mag ek dalk vir julle 'n video opneem waar ek dan deur die vrae werk. Want ek wil nie nou op net een vraag fokus nie, want dit is nogal 'n hele paar wat lekker is om te vra. Okay. Ek dink wat ek dan gaan doen is ek wil volgende week vir julle die video oplaai waar ek deur die vraag gaan. Okay. Het enige iemand dan enige vrae of iets soos dit? Kan ek dit vra, is daar enigiemand wat nou in die klas is wat mis spesifiek gaan doen vir die drama? Jy het nie baie opsies nie, jy het Kersfees of mis, so
Dis 50-50. Okay, Heidi, jy het hom seker al gelees, nee. Nancy, ja, ek het hom klaar gelees en ek het hom geluister. Okay, dis goed. En hoe voel jy oor hom? Nee, hy is nogal baie beter, ja, vrou man. Naka kan nie gekom wat jy hoor. Ja, ek gaan nie daarmee stry nie, maar Naka is 'n moeiliker een en dis Nee, natuurlik ek hoe het nou maar opsies. ek het maar besluit op kwart voor 7 lê, dit is baie makliker met die karakters en alles in. Het jy Okay, hom dit al speel begin tussen lees? beetje en 4 af ek weet waar dit gebeur en wat gebeur, Ja. maar hy is net 'n lekker boekie. Hy is bietjie van 'n moeiliker een, ek gaan nie daar stry nie. En kwart voor 7 Lelie, het jy hom al begin lees? Ja, ek het hom begin lees, ek het my opsommings gedoen, ek is besig met hom. Jy's lekker besig. Okay. Ja, dis Ja. goed. Okay. Ek soek net nou waar Ja. die kinders 'n vraestelling is. Hulle het hom ook gedoen, een van die meisiedogters het hom gedoen, so ek soek net hulle vraestelling gou. Okay, dit werk Ek lekker. daardeur kan gaan. Ja. Hm. As jy enige ander vraestelle soek, laat weet my net, dan stuur ek vir jou nog. Okay, Okay. nee, dis reg. Ek kry dit Dankie. reg. Dan sal ek jou dan volgende week sien. Okay, nee, dis reg. Okay, is Mooi reg. aan. Gaan. Bye.